Wel, goeiemôre Dok Sadeu. Dis heerlik om saam met jou te kuier en is lekker, Vadersdag. Ek hoop hy laaste 2-3 keer het nog geskryf het op pad was hiernatoe. Dankie Martha, jy's oulik. Het daarom vir hulle mans kon wys. Dit was 'n vinnige wys vir julle laaste 3 wat hier voorgekom het. Is heerlik. Is Vadersdag, is altyd 'n besonderse dag. Is lekker om vanmôre my ma en pa hierso te hê. Voorreg om hulle nog saam met ons te hê. En dan vanmôre is dit ook vrek lekker om vir Johan en Lenet by ons te hê. Johan en Lenet in 'n baie groot mate was vaderfigure vir baie pastore binne in die kerke wêreld. Is my interessant as Johan hier instap en sien ek daar oralste ken die ouens vir Johan en Lenet. En Johan en Lenet, julle het baie diep spore binne in die kerk getrap as leiers. Revolusionêre spore. Dit was nie altyd maklik nie. Johan het 'n klomp ouens baie kwaad ook gemaak, want Johan se kop het net anders te gefunksioneer en gedink oor kerk en kerklewe. En hulle was 'n baie groot gemeente deur sy hele bediening. Alan Platt, Karel Botha, John Simons is almal ouens wat uit sy gemeente uitkom, uit sy span uitkom, wat hulle bediening daar by hom begin het. So Johan, ons eer jou, regtig. Daar's geestelike leiers wat vandag op jou en Lenet se skouers kom staan en ons eer julle daarvoor. Dankie Lenet vir die bydrae wat julle gelewer het. Is heerlik. Nou die rede hoekom Johan hulle nou vandag hier is want ons ons het 'n bietjie gekuier in die week wat verby is. En toe eet hulle by ons en ons spandeer tyd en ons ken mekaar daarmee al jare wat ons vriende is. En Johan, ek sê vir hom waaroor ek vanmôre gaan preek. En Johan kry so kyk, so trek in sy oë. En hy sê vir my, "Eeu, maar hy voel as iets wat in sy hart stir oor dit." Toe sê ek, "Wel, in daai geval, wat doen jy Sondag? Preek jy Sondag iewerste, want hy preek die hele wêreld vol." Toe sê hy, "Nee, hy's toevallig oop." Toe sê ek, "Maar kom kuier vir ons. Dit sal lekker wees. As daar iets in jou hart stir, kom sit hier en kom geniet saam met ons vanmôre se diens. So is lekker om julle hier te hê en dankie vir julle vriendskap." Markus 1 vers 35. As jy jou Bybel by jou het, sal dit lekker wees. Markus 1 vers 35. Is ook op die skerm vir jou. Sê hulle om vir my opsit sommer asseblief. Markus 1:35. OK. Die môre vroeg. Alright. Kom, dan moet jy nou maar luister. Die môre vroeg, toe dit nag was, het hy opgestaan, buitentoe gegaan, na 'n eensame plek en daar gebid. Miskien kan ons net seker maak dat die regte PowerPoint daar is, want ek is half oortuig hy's daar. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buitentoe gegaan en in 'n eensame plek gebid. Nou, dis een van Jesus se goed wat by hom uitgestaan het. Nee, Jesus in sy lewe was gebed die ding wat heeltyd uitgestaan het. Interessant net, die disippels, hulle het hierdie incredible tyd saam met Jesus gehad. 3 jaar het hulle gesien die mees verstommende goed. Hoe Jesus op water loop, hoe hy water in wyn verander, hoe hy die blindes laat hoor, die dowes laat hoor en die blindes laat sien. Incredible goed wat hy gedoen het, en die disippels kyk na dit alles, en hulle vra nie vir Jesus leer ons om op water te loop nie. Leer ons hoe om water in wyn te verander nie. Hulle vra hom, Jesus, leer ons hoe om te bid. En ek dink dit was een van die sleutels van Jesus se lewe. Die disippels moes na Jesus gekyk het en geweet het, die rede waarom hy doen wat hy doen, die rede hoekom hy is wie hy is, het iets te doen met sy gebedslewe, met hoe hy met die Vader praat en die tyd wat hy met die Vader spandeer. Jy weet, as jy nou reg deur die geskiedenis gaan kyk, waar daar groot geestelike beweging was en veranderings was, dan sien jy hoe dat gebed altyd uitgestaan het.
wanneer het gekom het by groot herlewings oor die geskiedenis van ons tyd. Jy weet, as jy dink in die 1800s, was daar wat hulle genoem het, The Great Awakening. En hy was gefokus en gedryf deur gebed. Mense soos Jonathan Edwards en George Whitefield, hulle is ouens wat gestaan het op die beloftes en die beginsels van gebed. En dan het jy in die 1904, 1905 die Welsh Revolution, waar daar weer eens dit gekenmerk was deur gebed. Weet nie wie van julle bekend is met die kerkgeskiedenis nie, maar in 1906 in Los Angeles, in Azusa Straat, was daar 'n geweldige beweging, 'n geestelike herlewing geweest, dis waar die Pinksterkerk sy ontstaan gehad het, en weer eens was gebed die ding wat uitgestaan het. En dan in 1960, 1970, the Jesus Movement, waar jong mense en hulle honderde en duisende tot bekering gekom het, weer eens die krag van gebed, en gebed het uitgestaan die hele tyd, en meer onlangs was daar herlewings gewees in die noordelike dele van Skotland, by die eilande wat daar is, waar 2 ouer dames net gevoel het, hulle is nie tevrede met die geestelike klimaat van hulle omgewing nie, en hulle het begin bid. En honderde en duisende mense het tot bekering gekom, en daar's verskriklike interessante stories wat vertel word, selfs van mense wat op 'n boot verby daai eilande gevaar het, skeepvaders, en hoe dat hulle bewus geraak het van die teenwoordigheid van die Here, en hulle harte en hulle lewe vir die Here gegee het op die skip. Daar's 'n incredible storie wat vertel word van 'n familie wat met vakansie was in hierdie noordelike eilande van Skotland, en hoe hulle tot bekering gekom het terwyl hulle met vakansie is, hoe dat hulle bewus geraak het van hier's iets aan die gang, en hulle gee hulle harte en lewe vir die Here. En dan is daar, reis hulle nou terug, en dan praat hulle met mekaar, sê hulle die enigste hartseer, want hulle kom van Londen af. Hulle sê die enigste hartseer is dat ons oudste dogter nie kon saamkom nie, dat sy nie deel is van wat hier gebeur het nie. En toe hulle by die huis kom, vertel hulle dogter vir hulle dat iets met haar gebeur. Sy sê terwyl sy in Londen in Regent Straat stap, raak sy bewus van die teenwoordigheid van die Here. Sy het nog nooit iets ervaar nie, en sy gaan soek 'n stil plekkie, en sy gaan sit daar, en sy begin te dink oor wat sy ervaar, en wat met haar gebeur, en sy sê, en ek maak hierdie keuse om my hart en my lewe vir Jesus Christus te gee, en toe hulle nou mooi gaan kyk, selfde dag, selfde tyd, as wat hierdie familie tot bekering gekom het. John Wesley, as jy sy storie ken, oor die 40,000 preke gepreek het, op 'n perd gery van dorp tot dorp, en dan sal hy teen 'n muur gaan staan en net begin preek en begin bedien, en honderde en duisende mense het tot bekering gekom, en wonderwerke wat gebeur het, en die krag van dit was die krag van gebed. Nou ek sê dit vanmôre, want ek dink vanmôre is gebed so belangrik om te verstaan, want wanneer ons in ons gebedsproses is, dan is ons nie altyd vanuit 'n selfe posisie wanneer ons bid nie. Ek het al agtergekom in my lewe dat ek bevind my baie keer op 3 verskillende plekke van gebed, omgewings van gebed. En ek wil vanmôre graag oor hierdie 3 omgewings vinnig met julle praat. En die eerste omgewing wat ek baie keer my in bevind wanneer dit kom by gebed, is vanaf 'n plek van ek is so bevoorreg. Is 'n bevoorregte plek. Ek bid uit 'n plek van voorreg uit. Nou, onthou nou in Matteus 6, dan kom die disippels en hulle sê vir Jesus, hulle het hom nou dopgehou, hulle het alles gesien wat hy doen, en hulle vra hom hierdie belangrike vraag, Jesus, leer ons om te bid. Leer ons om te bid. Hier's iets hierin. Leer ons om dit te doen, en dan antwoord hy hom so, het ons hom op die skerm. Dankie. Hy sê, as jy bid, gaan na die binnekamer toe, na jou binnekamer toe. Maak die deur toe en bid tot jou Vader, wat jy nie kan sien nie. En jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Daar's 'n Vader
Vandag so op Vadersdag, Jesus sê, daar's 'n Vader wat presies weet. Hy weet wat is jou nood, hy weet wat is jou behoefte, hy's 'n Vader wat 'n getroue Vader is. Hy sê, gaan bid tot jou Vader, en dan gaan hy in vers 9, en dan sê hy, so moet julle bid. Onse Vader wat in die hemel is. Onse Vader. Dis waar het begin. Jesus sê die wegspringplek van gebed is hierdie bevoorregte plek waar jy ontdek, hy is jou Vader. Hy is jou hemelse Vader wat vir jou omgee, wat weet wat jy nodig het, wat jy nood ken, wat jou behoefte ken. Die eerste ding, Jesus sê nog voordat jy begin, weet eers dit, hy is jou Vader. En as jy dit weet, dan besef jy sy kind. En as jy besef wat dit is om sy kind te wees, dan is jy gereed om te begin bid. Maar jy moet eers dit verstaan, hy is jou Vader en jy sy kind. En dis die wegspringplek vir gebed, gebed wat jy nou na hom toe gaan bring. En die rede hoekom dit belangrik is, ouens, is eenvoudig dit, want die diepte van my verhouding met die Vader bepaal die vrymoedigheid van die versoek wat ek voor hom gaan bring. Ek wil dit weer 'n keer sê, die diepte van my verhouding met God die Vader bepaal my vrymoedigheid van die boldness wat ek nou na hom toe mee gaan en voor hom gaan bid. As ek weet hy's my Vader, as daar 'n diepte van verhouding is, dan bring dit meer vrymoedigheid in my hart en my gees om voor hom te kom met my versoeke en met my gebede en met hom te kom praat. Jesus sê, voordat jy nog begin bid, moet jy verstaan, hy is jou Vader. Hy is jou Vader, en vanuit hierdie posisie van bevoordigheid, nou begin ek te bid. Daar was, ek het 'n kollega gehad, ek het hom nog steeds, hy's net op 'n ander plek, Nagel Meiburg, hy's nou die leier by Mosselbaai kampus, maar hy was jare terug saam met my in Port Elizabeth, was hy die worship leier. En Nagel se familie kom kuier by hulle. Nou is dit nie so nie, nê. Jy kuier net anderste as jy 'n diep verhouding het met mense. Dan doen jy goed soms 'n bietjie anderste. Ek onthou jare terug toe Johan by ons in Port Elizabeth kom kuier. En Johan het vir 'n net gegryp en dan gestoei daar op die grond en ek dink by myself, dis so lekker die vrymoedigheid wat hulle neem in ons huis. Is net lekker. En daar's net 'n ander vlak van verhouding wanneer jy iemand goed ken. Is dit nie so nie? Jy kuier net lekkerder by iemand en daar's groter vrymoedigheid by iemand wat jy goed ken, waar die verhouding sterk is. So Nagel se storie, hulle het familie wat kom kuier, sy swaar en sy skoonsussie kom kuier en nou is daar groot verhouding, hulle is lief vir mekaar en vrymoedigheid en hulle kuier lekker. En Nagel sê, hoorie, nou Nagel het in 'n nuwe huis ingetrek. So die familie was nou nog nie daar nie, is hulle eerste kuier by hierdie nuwe huis. Nou in die huis het nog nie 'n nommer op nie. Nou verduidelik Nagel. Hy sê, man, jy sê dit maklik sien as jy daar inry. Dis so 'n lekker groot wit huis met 'n groen dak. Gaan in. Die huishulp is daar, sy gaan vir julle oopmaak. Maak julleself tuis. Pak julle goed in die eerste kamer uit. Die kinders se kamer, ons dit vir julle reg kry. Julle kan daar so sommer slaap. Maak julleself tuis. Nou kom hulle daar aan. Klop aan die deur. Die huishulp maak die deur oop. Hulle stap in, hulle maak hulle self tuis. Hulle pak hulle goedjies uit in die kas. Hulle is plaasboere, so hulle het 'n skapie saamgebring, sit hom in die vrieskas, pak hom in. Die man gaan lê op die bank, sit die televisie aan. Julle sien hom. Julle sien hom. Hy is soos enige man, nê. Jy het twee goed nodig. Jy het ietsie nodig om te eet en jy het 'n remote nodig as jy televisie kyk. So hy gaan maak die yskas oop, sien is 'n lekker chocolate, haal hom uit, vat die Coke, gooi vir hom in, eet die chocolate, drink die Coke. Sy vrou raak verveeld. Sy is 'n plaasnooi. Sy kyk hierdie plante so en sy besef hulle kort 'n snoei. Vat die skêr, sy snoei al die plante in die huis. Snoei sy. Want daar's vrymoedigheid. Nee, dit is mos nou lekker. Die diepte van verhouding bepaal die vlak van vrymoedigheid.
Nagelbel, waar is julle? Sê ons is by jou huis. Sê waar by my huis is julle? Sê ek in jou sitkamer. Nagel sê jy is nie my sitkamer nie, want ek staan in my sitkamer. Noodloos om te sê hoe daai vrymoedigheid toe geswaai het om hulle goedjies weer terug te kry in die kar. En ek wonder net hoe daai vroutjie nou verduidelik toe haar eienaars van daai huis terugkom. Jy weet, die chocolate is geëet, die coke is gedrink, my plante is daarom gesnoei. Malcolm Gladwell het 'n studie gedoen oor die verhouding van vlieëniers veral in die ooste. En daar was 'n spesifieke studie op die Koreaanse vlieëniers waar hulle agtergekom het dat kyk, jy moet ook nou verstaan, die wêreldbeskouing van die oosterse omgewing is baie respekvol, nê? Nee. Verskriklik baie respek, maar die diepte van verhouding ontbreek. So daar's baie respek, nie baie verhouding nie. En wat gebeur het, daar was 'n spesifieke geval wat hulle nog gaan kyk het, waar jy hoor op die black box, die swart boksie, hoe dat die medevlieënier vir die vlieënier, kaptein van die vliegtuig sê, dink jy nie ons moet die vliegtuig se vlerke onteis, die ys nie? En dan sê die kaptein, hy dink jy is nodig nie. En dan hoor jy die ongemak in die medevlieënier se stem, maar die onvrymoedigheid om vir hom te sê, ek dink regtig jy maak 'n fout, jy moet hierdie ding, dit moet die ys, ons gaan iets moet doen. Maar dan hoor jy, hy begin goed sê, hy begin hints te gooi, hy begin sonder om dit reguit te konfronteer, dan sê hy, ja, is vanaand ysig koud, ysig koud. Ons weet nie hoe gaan ons vanaand uitgaan nie. Ek en my gesin het vanaand 'n afspraak, maar dit is so ysig koud vanaand. Dis 'n ysige wind wat waai. En die hele tyd sê hy sulke goed, maar hy het nie genoeg vrymoedigheid want hy verhouding ontbreek om te sê, hey, jy's 'n idioot, jy beter nou doen wat ek sê. Daai hele vlug het geval en almal is oorlede op die vlug as gevolg van die feit dat daar te veel ys op die vliegtuig se vlerke was. Jy weet, en dit laat my net baie keer wonder wanneer dit kom by my verhouding met God. Hoeveel ys is baie keer op my vlerke? Hoe ontbreek die diepte van verhouding soms met God? En wanneer dit kom by my tye van gebed met hom en my vrymoedigheid voor hom as sy kind en hy my Vader, dan wonder ek baie keer, is daar nie ys maar op my vlerke ook soms nie? Nou Jesus kom in Lukas 11, nee. As nou weer die storie oor net 'n ander plek in die Bybel, leer ons hoe om te bid. Dan leer hy hulle nou die Onse Vader wat in die hemel is. Dan gaan hy met hulle deur die hele Onse Vader. Maar die interessante deel is so bietjie verder aan, dan gee Jesus nou kommentaar. In Lukas 11 gee hy kommentaar op die Onse Vader. Hy sit na die tyd, nadat hulle met hulle geleer het oor die Onse Vader, dan sit hy met hulle en sê, goed, kom ek vertel julle gou nog iets, net dat hierdie storie moet insink oor die Onse Vader. Hy sê nou daar was 'n gas wat by jou kom kuier het. Dit was laat in die aand gewees. En dit was onverwags. Jy het nie verwag dat hierdie gas by jou gaan kom kuier nie. Nou kom hierdie gas en hy kom kuier by jou. En jy besef jy het nie iets vir hom te gee om te eet nie. En die winkels is nou toe. En nou gaan jy na jou buurman toe. En jy klop by jou buurman en jy sê, ag ou buurman, het nou iemand by my kom kuier. Ek is nou jammer, is 'n bietjie laat. Maar kan jy dalk asseblief net vir my brood gee, dat ek vir hom iets kan gee om te eet? Dan sê hy, Jesus vertel, dan sê die buurman, ek het nou klaar my skoene uitgetrek, ek is klaar in die bed, ek is nou nie seker of ek nou kan opstaan, ek dink jy is nou 'n goeie tyd nie. Maar hoor hoe antwoord Jesus nou hierdie storie, en ek lees vir jou uit die Engelse vertaling uit, vers 8, is op die skerm ook. Hy sê, I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. Jesus vertel hierdie storie, hierdie gelykenis met die oog op die Onse Vader. Jesus sê, as gevolg van jou shameless
audacity gaan hierdie ou vir hom gee wat hy nodig het. Jesus sê, luister, as jy begin te bid, die Onse Vader, as jy verstaan, hy is jou pa en jy sy kind, dan vat dit jou in jou gebed na 'n plek toe van shameless audacity, waar jy soveel vrymoedigheid het, dat jy met die Vader kan praat en vir hom kan vra, met 'n hart van soveel vrymoedigheid. En dan sê Jesus, klop en vir jou sal oopgemaak word, soek en jy sal vind. Hy sê hy hoor, daar's 'n Vader wat hoor, en ons bid uit 'n posisie van bevoordigheid. Tim Keller sê die volgende woorde, ek het dit ook vir jou op die skerm. The only person who can wake a king up in the middle of the night and ask for a glass of water is the child of the king. What is shamelessly impertinent to everyone else is normal and natural to a child. Shameless audacity. Jesus sê, luister, as jy nog nie geleer het wat dit beteken om so te bid nie, ontbreek daar iets van 'n diepte van jou verhouding met God die Vader. Jou verhouding met God die Vader moet van so 'n aard wees, dat jy met soveel vrymoedigheid na hom toe kan gaan. En dan is dit met vrymoedigheid as gevolg van my verhouding met God die Vader, dan bid ek vir daai kanker. Dan bid ek vir daai diagnose. Dan kom ek met shameless audacity en ek bring my kinders voor die Here. Ek bring my huis voor die Here. Ek bring my huwelik voor die Here. Ek bring my transaksie voor die Here. Ek bring daai ding wat ek wil koop voor die Here. En ek sê, Here, ek bring hierdie goed voor U. Ek vertrou U. Ek is U kind en U is my Vader. En voordat ek nog vra, weet U wat ek nodig het. En with shameless audacity, as gevolg van my vrymoedigheid, my verhouding met God die Vader, kom ek na U toe. Want net ek onthou nou, jy het my verlede week voor dit vertel van een van jou studente, wat 'n dwelmprobleem gehad het, en haar gebedslewe gegroei het. Ek wonder of jy net gou met ons moet kom share nie. Kan ons 'n mikrofoon kry? Dankie Martha. Dankie. Antoinette is by ons CCI, studente is almal wat teologie swat, wat sy beheer is van die opleidingsprogram. Deel gou net een van die studente se storie asseblief. Dit was nou nie een van die studente nie, dit was 'n vrou wat... Moenie laat die waarheid in die plek van 'n goeie storie staan nie. Ek sou graag wou sê dit is een van die studente, maar dit is nou nie. Okay, sorry. Sy het vir 20 jaar was sy verslaaf aan tik. En toe sy klaarmaak met haar rehab, toe sê haar counselor vir haar, jy weet, jy kan goeders van die Here vra. Want sy sê, Antoinette, ek het op daai stadium 3 t-shirts en 'n hoodie gehad. En sy sê, en ek maak toe 'n lysie van 20 goed, wat ek vir die Here wil vra. Sy sê, net om te kan leef. Want vir 20 jaar was ek eintlik net non-existent. Sy sê, en punt nommer 20 was 'n kar. En sy sê, vra counselor, Jesus, ek weet nie of ek vir die Here kan vra vir 'n kar nie. Sê, ons kan die Here vir enigiets vra. En sy besluit toe, okay, die Here bring toe haar punte wat sy vir hom geskryf het, begin hy vir haar te voorsien. Maar punt nommer 20 voel sy, okay, die Here vat 'n bietjie lank, weet, maar nou met sy Uber en alles, en sy bly in die moot, en sy werk in Ferry Glen, en so aan, en sy gaan doen toe self aansoek by die bank. En die vrou kyk so na haar profiel en sy sê, waar was jy al die jare, want vir 20 jaar was jy net non-existent. Sy sê, maar sy sing hier ergens in die noorde, by 'n plek doen sy gigs, wat sy naweke sing vir 'n ekstra geldjie, en 2 weke terug toe bel die eienaar haar en vra of sy asseblief sal inkom, en sy dog toe, okay, nou verloor sy haar spasie om te kan sing en ekstra geld te verdien. En toe sy daar kom, toe hy al die personeel bymekaar gekry, en toe sê, ons het vir jou kar gekoop. So, dit was net so mooi, toe sê Antoinette, punt nommer 20, het die Here vir my voorsien. Shameless audacity. Nou sê nou net die Here het vanmôre in jou binnekamer ingeglip en hy het jou gebedsjoernaal gevat as jy een het, en hy het besluit, hy gaan elke gebed antwoord vir elke persoon wat jy gebid het om tot bekering te kom vanmôre. Hoeveel name sou hy gekry het in jou boek? 1, 20, 50, 100. Want ek en jy het nodig om Here te vertrou dat hierdie stad sal verander na 'n plek waar God regeer. With shameless audacity moet ons vir ons mense bid en die Here vertrou dat hy in hulle lewe iets sal doen.
So ek bid uit 'n plek van bevoordeel. Hy is my Vader, ek is sy kind. Maar ek bid ook uit 'n plek van belofte uit. Dis die ander posisie wat ek inneem, is dat ek bid van 'n plek van belofte. Nou as jy die Ou Testament lees, dan kom jy agter, wel actually is vandag nog steeds so, dat die Jode het psalms het hulle gebid. Dit was hulle gebedsproses, hulle deur die psalms gebid. En dit is eintlik 'n wonderlike gedagte om so deur die psalms ook te bid. Want hier's wat gebeur, in die psalms sien jy hoe dat die versigtiging, die versoeke, die nood, die bekommernis, die benoudheid van die mens, hoe dit genoem word. Die frustrasie, die woede, die kwaad, die seer, die pyn van die mens word die hele tyd genoem. Maar dan aan die ander kant is dit God se woord en God se uitspraak. Wat sê God oor dit? Wat is die Here se opinie oor dit? Wat sê hy oor die nood? En wanneer ek net in my nood na God toe gaan, dan raak ek sinies en verbitterd. Ek het ook nodig dat ek God se stem hoor oor wat hy sê. Ek het ook nodig dat die Here sal praat oor wat hy sê. En dis wat ons leer uit die psalms uit, wanneer jy so deur die psalms bid, is waar die hemel en die aarde mekaar ontmoet. Waar ek met hom praat. Jy weet, en vir my persoonlik het ek so nodig om God se stem te hoor. Wanneer ek bid oor die frustrasies en die seer en die pyn en die goed wat my irriteer in my lewe, en baie keer het ek juis God se stem nodig om te hoor wat hy sê, want partykeer wil die Here my aandag kry. Hy wil vir my partykeer kom sê, hey, jy's besig om hier te ontspoor. Jy's besig om hier skeef te trap. Jy het nodig om hier verstellings te maak. Jy het nodig om, baie keer probeer God my aandag kry in tye van gebed. En is dan wanneer ek hom toelaat dat hy in my huis inkom, in my huwelik dinge kom doen, in my bediening dinge kom doen, kom veranderings bring van goed wat ek nooit gesien het nie, waar God in my kinders se lewe kom veranderings doen. En dikwels is dit God se manier in tye van gebed waar hy sê, maar kom ek praat met jou, terwyl jy hierdie frustrasies voor my bring, kom ek laat my lig val op jou. En hoor wat sê ek oor jou lewe, en ek wil jou uitdaag om te hoor, wat sê God oor jou lewe? En wat is God se beloftes oor jou lewe? Wat is God se beloftes oor jou huis en oor jou gesin en oor jou loopbaan en waar jy is? Wat sê hy oor jou lewe? En baie keer is dit nodig dat ons frustrasie sal verbaliseer in gebed voor die Here, maar dat ons ook sal hoor wat hy sê oor ons. Ek weet nie of jy bewus is nie, maar die Hebreëse of die Ou Testament is in Hebreëus geskryf. En aanvanklik, Louis, daai lekker Hebreëus wat ons gehad het. Louis was beter as ek met die Hebreëus. Maar hulle het aanvanklik konsonante net gebruik en nie vokale nie, om in die Hebreëus te skryf. En die manier wat jy op sou weet, dat jy die naam van God, wat Jahwe is, nê, hoe jy hom reg gekry het, is as jy hom kon uitspreek, sonder om jou tong te gebruik. Dan het jy die naam reg gekry, die spelling van die naam. Want die naam van God, Jahwe, was bedoel om asem te simboliseer. Dat in elke asemhaling teeg wat jy vat, is die Vader, die waarmaker van elke belofte, die koning van die konings, die een wat jou hand vashou, die een by wie jy veilig is. En elke asemhaling teeg wat ek en jy gee, is hy daar. Dis wat bedoel was met die naam van Jahwe. Kom ons doen hom. Jahwe. Elke keer as jy 'n asemteug intrek en uittrek, sê dit vir jou, daar's 'n God wat gekies het om jou Vader te wees. 'n God van belofte. 'n God wat 'n waarmaker is oor sy woord. 'n God wat sy hand oor jou lewe hou. Hy's daar. Soms bid ek uit 'n plek van pyn uit. Dis bevoorreg, belofte, pyn, seer, frustrasie. Is daai gebeure, nê,
wat jy so baie keer onvrymoedig voel om te bid. Daai gebede wat jy soms wakker lê in die aand op jou bed en rondrol en jy weet nie om te bid nie en soms is jy kwaad en soms is jy bekommerd en soms is jy verdwaal en soms is jy skaam. Soms is jy teleurgesteld. Dit is 'n plek van pyn. Is 'n plek wat jy nie eintlik weet hoe om te bid nie en soms is dit net 'n plek waar trane voor Here rol. Want trane is baie keer woorde sonder bedrog. Maar God wat die trane oor jou wang ken, is die God wat die roep van jou hart verstaan. Want hy is jou Vader. En soms bid ek uit 'n plek van pyn uit. Soms uit 'n plek van belofte en soms uit 'n plek van voorreg. Ek wonder of jy weet dat Psalm 146 tot Psalm 150, terwyl ons nou gehoor het, die eerste psalms is oralste waar die versoeke van die mens, die tekort, die gebrokenheid van die mens gekom het, saam met God se woord, is die laaste 5 psalms, het nie een enkele versoeke nie, nie een enkele een nie, net aanbidding, net prys, net lof. En wat psalms vir ons wil leer is dat gebed, ware gebed wat gebid word, selfs in 'n oomblik van pyn, vat jou altyd na 'n plek van aanbidding toe. 'n Plek van prys. Ek weet nie waar jy vanmôre is in jou journey nie. Maar ons almal kom op 'n plek waar jy so bevoorreg is. Waar jy soos vanoggend net wil hande klap aan 'n koning om te sê ons is so bevoorreg, ons bid uit 'n plek van ons is u kind en die diepte van ons verhouding met u bepaal die baldnis van ons versoek. Miskien is jy op 'n plek waar jy net nodig het om God se woord oor jou lewe te hoor. Wat sê hy oor jou lewe? Wanneer laas het jy iets gehoor wat jy weet, hierdie was gees geïnspireerde woord, hierdie was vir jou, hierdie is God se waar belofte oor jou lewe. En dis wat hy sê, al ervaar ek hierdie omstandighede in my lewe, dis wat hy sê oor my. En nou bid ek dit, ek sê Here, dis wat u gesê het. Waarmaker van die woord in elke asemhaling teeg, Jahwe, u wat die een is, wat daar is, ek vertrou u. Miskien is jy dalk vanmôre by seer en pyn. En jy sukkel soms om te bid net. Jy is so platgeslaan. En jy is dalk die een wat net vanmôre met trane bid voor die Here. En God hoor elke woord van elke traan wat oor jou wange vloei.